elkeen van julle, in die naam van Jesus Christus, en hierdie wonderlike glimlach wat ons kry, wat so lekker is, so lekker diep in 'n man se hart intrek. Dankie vir elkeen wat opdaag. Dis wonderlik. Dis so verblyend om julle hier by ons te hê. Ons maak ons oogies toe. Onse Here wat in die hemel is, ons dankie vir al die liefde en genade. Dankie dat U met ons is, dat U vir ons sorg, U hand oor ons hou, en dat U hand oor hierdie mense gehou het, om alles so pragtig deur al die jare te dra. Here, ons dankie daarvoor, vir U grootheid en vir U almag. Dankie Here Jesus, ons prys in die wonderlike naam. Amen. Wel, vandag gaan ons nagmaal hou. En in die nagmaal gaan dan oor die brood en die wyn, dan oor die bloed en die liggaam van Jesus Christus. Ek lees vir ons graag uit Romeine 5 vanaf vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die troon van God. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word. Nou dat ons versoen is. En my preek gaan vandag oor versoening deur die bloed van Christus. Ons is versoen deur die bloed van Jesus. Veel meer dan sal ons. Daarom is ons, of dis hoekom ons is. Therefore, since we are now justified, nou kan ons regtig geregverdig wees in die bloed van Jesus Christus. Ons sê so graag in ons, our God, our Savior, through Jesus Christ, our Savior. How wonderful is it that we are saved through the blood of Jesus Christ, our Lord and Savior. Ja, ons is gered deur sy bloed. Hy het ons skoon gewas met sy bloed. Ja, witter as sneeu. Die sneeu, ek weet nie, as iemand al by 'n plek was waar sneeu het, die sneeu maak in jou oë seer van die witheid, van skoonheid. Want ons sondes is vergewe. Daar is geen afgrond tussen ons en God meer nie. Ons sondes is weggeneem. Die sondes wat ons en God skei van mekaar. Jesus het ons versoen met God. Hy het ons versoen deur sy kruisdood. Die kruis het die kloof oorbrug. Daar's niks wat ons kan byvoeg of bysit om te help daarmee nie. Jesus het alles gedoen. Hy het dit vir ons gedoen toe ons nog sondaars was. Ons moet net sy genade met liefde aanvaar. Dit het alles gedoen deur die genade van Jesus Christus. Al wat jy moet doen is om daai genade en liefde te aanvaar. Te aanvaar dat hy dit vir jou gedoen het. Dat hy jou 'n drukkie wil gee wanneer jy dit nodig het. Jesus het net daai liefde vir ons. Daai genade
wat aan jou en my gegee is, wat ons net moet neem en dit aanvaar. Deur hom in ons harte in te laat. Deur hom, daai deur waarin hy klop, so in Openbaring 3 vers 20, waar hy sê, hy klop, hy wag dat ons moet oopmaak. Soos iemand wat vir jou kom kuier, hy klop, hy wag net die oopmaak, dat hy kan inkom. Want daai persoon wil 'n verhouding hê met jou, wil vir jou laat voel, jy is spesiaal. Dis wat Jesus vir ons is. Ons is spesiaal in sy oë. En hy laat ons spesiaal voel. Want God is met ons. Immanuel is met ons. Want Jesus kan jy innooi in 'n gebed. Jy nooi hom in jou hart. Jy gee jou lewe aan hom oor. Want Jesus is op pad. Hy is op pad en hy gaan kom. Jesus het beloof en hy is 'n waarmaker van sy woord. Die woord is sy eer. Daai Bybel, hierdie Bybel is sy woord en sy eer. Ek wil nie eendag voor Jesus gaan staan en vir hom sê, ek het gedink hy's net 'n storie. Nee, ek gedink hulle wil my net bang praat sodat ek nie kan doen wat ek wil doen nie. Dat die eie ek in beheer is nie. Nee, die eie ek moet nie in beheer wees nie. Maar dat ek die wil van die Vader doen. Want die Vader wil hê dat ek en ons soos 'n gehoorsame kind moet wees. Om sy wil te doen en uit te leef. As iemand my vra, maar wat is sy wil? Wat is sy wil? Sy wil is dat ons hom moet lief hê bo alles. Prys die Here. En dan wat dan meer gelyk staan is, ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Maar ons moet God liewer hê as onsself. Jesus moet nommer 1 in ons lewe wees. En as dit kom dat jy geoffer word vir die Here, en eendag vir die Here se woord homself, hy wil sy lewe verloor vir God. Wen ewigheid saam met God. Deur hom gered te word van die troon, het Jesus vir ons gesterf. Hy het ons betaal met sy bloed. Ons is gered van die troon van God. Gered van die straf van God. Die straf wat die dood bring. Therefore, since we are now justified, ons is regverdig gemaak deur Jesus. Ons mag nou eendag saam met hom in die hemel gaan woon. Daar waar hy die lig van alles is. Ons het die kaartjie, sodra ons Jesus aanneem as 'n saligmaker, sodra ons hom innooi in ons hart, het ons die kaartjie om daai bus te klim om hemel toe te gaan. In hom is ons verlos deur sy bloed. Ons redding is deur sy bloed. Daardie wonderlike bloed wat ons vandag die nagmaal gaan gebruik, die wyn wat die bloed verteenwoordig, die brood van die liggaam verteenwoordig. Die liggaam waarvoor Jesus gesterf het, die brood is om ons liggaam gesond te maak, om daai pyne wat ons ondervind, as dit aan Jesus gee. Hy het gesterf vir elke nuwe siekte, elke nuwe pyn wat ons het. Ons moet net vertrou en dit vir hom gee, want hy wil ons gesond hê. Dan in die Bybel vra
baie mense wat siek was, vra Here, wat moet ek vir doen? Ja, as U wil my gesond maak. Die Here wil jou gesond maak. Die Here wil dat jy eendag 'n gesonde mens is vir hom kan dien. Want as mense siek is, kan jy nie in jou volle aandag aan God gee nie. Daar is altyd blokkasies. Jy het seer hierso, jy jou dat God jou volle in jou kan openbaar. Jou liggaam is vir hom 'n tempel. 'n Tempel waarin die Heilige Gees kan bly. Ja, Jesus het sy bloed vir ons geoffer. Die bloed, wat wil laat dink? Dan die drie enige God. Dink jy gerus aan hierdie voorbeeld wat ek nou gaan gee. Die wit bloedselle, teenwoordig God die Vader. Wit, hy is sonder sonde. Daar waar hy is nie sonde nie. Dit is skoon is gereinig daarso. Die rooi bloedselle is Jesus. Jesus het sy bloed, met sy bloed, het hy vir ons betaal aan die kruis. Hy met daai rooi bloed, het hy vir ons betaal. Daai rooi bloedselle verteenwoordig Jesus. Die suurstof dan jou liggaam, in jou bloed, verteenwoordig die Heilige Gees. Ons het die Heilige Gees nodig. Ons het daai suurstof nodig in ons liggaam. Hoe meer ons suurstof, hoe meer ons van Jesus kry, hoe meer suurstof ons kry, hoe meer is Jesus in ons lewe. Daai rooi bloed. Hoe meer suurstof jy in jou liggaam kry, hoe rooier word jou bloed. So, jy het Jesus nodig in jou lewe. Die bloed van Jesus is soos 'n Nuwe Testament. Dis 'n nuwe verbond wat God met ons gesluit het. Wat hy ons onder die genade van Jesus Christus geplaas het, dat ons kan weet dat ons is veilig in sy hande. Veilig waar niemand ons kan uitrek nie. Niemand kan ons daar uitneem nie. Want God se liefde is so groot. Niemand kan jou, niks. Hy sal jou nie verlaat nie, hy sal jou nie wegwys nie. Jy moet hom net aanvaar as jou God en Savior, jou redder. Hy wat vir jou lief het. Want in Johannes 3 vers 6 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe. Daai ewige lewe dat ons vir ewig by God kan wees, waar hy is. Ek dink dit is so wonderlik om te dink dat ons eendag op God se skoot kan sit. Iemand in die gemeente het net gesê, ek sal so gewoond om my kinders op my skoot sit. Maar wat as ons eendag op sy skoot kan sit? Hoe heerlik sal dit wees nie? Hoe heerlik sal dit warm en sal dit wees om te weet dat want ons met U is, dat ons in sy liefde is, sy genade. So ek wil net daai herhaal weer. Die wit bloedselle verteenwoordig God die Vader, want hy is skoon, hy is reinig. Die rooi bloedselle, laat ons dink aan die bloed van Jesus, wat hy mee betaal het vir ons. En die suurstof in ons bloed, is die Heilige Gees, wat hoe meer die Heilige Gees in jou is, hoe meer sien jy Jesus raak, hoe meer raak jy verlief op hom, hoe meer wil jy van hom weet, hoe meer wil jy met hom te doen het. Want ons het 'n verhouding, ons het 'n verwantskap met God.
Want ons God moet liefde het. Want as 'n mens kyk na hoeveel wonderwerke hy vir ons doen, hoe hy vir ons sorg, hoe hy vir elke persoon hierso sorg, hoe hy vir ons in sy hande neem, so 'n klein voeltjie, en daai groot hande wat die heelal gemaak het, wat gemaak het dat God alles gemaak het deur Jesus Christus vir ons, sodat ons kan lewe en hom kan dien en hom kan liefde hê. En hier sit soveel mooi mensies wat my nou dink, maar God moet wonderlik wees. Kyk hoe mooi is elkeen van ons hierso. Jy sien die lewende in die oë, die glimlag, daai mooi grys hare, alles. Jy sien dit raak. Maar die wonderlikste as ons kan alles vergeet, maar ons vergeet nie Jesus nie. Want ons is vir hom bedoel. Ons is sy bruid. Hy het ons lief met alles. Hy gee ons die voorbeeld. So ons moet hom lief hê bo alles. Hy moet ons grootste liefde wees. As ons hom so lief het, dan is ons naaste lief hê, soos onsself. En ons kan leer, ons kan die voorbeeld hoe hy volg, hoe hy ons lief het. Met die tweede woord soos ek gesê nou, so liefde soos ons mekaar moet hê. Ons moet Jesus liewer as onsself hê. Liewer as mekaar. Maar Jesus is vir ons die belangrikste. Hy het vir ons gesterf en vir ons gegee wat ons nodig het. Alles wat ons nodig het hy gegee. Er was niks wat ons hoef by te sê. Nie 'n sent nie. Nie een daters doen nie. Hy het vir ons gesorg. Omdat julle weet dat julle nie deur afhanklike dinge, die dinge wat soos vandag hier is, môre is dit weg, soos gras wat vandag hier is, môre is dit verbrand, of silwer of goud losgekoop nie, of edelse lewe nie. Ons is losgekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Sonder beperking, die waarde kan nie bepaal word nie. Geld kan dit nie koop nie. Geen silwer, geen goud kan daarvoor betaal nie. Maar deur sy kosbare bloed van Jesus, soos Abel sy bloed geroep het na God, roep die bloed van Jesus Christus na elkeen van ons, elke sondaar. Ons moet net sy genadegawe aanvaar met liefde. Deur liefde en die genade van Jesus, die seun van die mens, die enigste gebore seun van God. Dit is 'n lam wat geen gebrek gehad het nie. Hy was vlekloos. Hy is sonder sonde gewees, sonder gebrek, sonder vlekke. Hy was volmaak. Hy wat volmaak was, het betaal met sy liggaam vir ons. Maar as ons in die lig wandel, want u woord is die lig vir ons voete. U woord is soos 'n padkaart, of soos ons vandag sal sê, 'n GPS. U woord is 'n GPS vir ons. Dit lei ons waar ons wil gaan. Dit weet hoe ons daar gaan kom. Soos hy die lig is. Jesus is ons lig. En ons wandel deur die Heilige Gees. En die lig en die waarheid is met ons. Ons dankie Here daarvoor. Ons dankie Here vir al die liefde genade. Dankie dat ons kan weet dat u liefde met ons is. Here, ons loof ons prys u naam. Dankie daarvoor. Ons gaan nou oorgaan na die nagmaal toe. Ons gaan dan sê ek en my vroukie gaan gou
Ek sal die broodjie vat hier. Baie dankie. Baie dankie. En die aand voor Jesus gekruisig het, met die laaste nagmaal, het Jesus gesê, hierdie brood wat hy breek, is sy liggaam vir ons, vir genesing, dat ons liggaam gesond kan wees. Daarna het hy die wyn geneem en gesê, hierdie wyn beteenwoordig my bloed. Drink dit, doen dit gereeld as wat ons by mekaar kom, dat ons sy daad vir ons kan herdenk. Dankie Here Jesus. Dankie Here dat ons kan weet dat U ons liggame genees, dat U ons sondes afwas, dat ons versoen is met Jesus Christus en dat ons sy kinders is. Ons dankie Here daarvoor. Ons loof en ons prys die wonderlike naam wat U vir ons doen. Ons sê Here dankie dat ons kan weet vir U is niks onmoontlik nie. U kan elkeen van ons. U ken ons elkeen. U raak ons elkeen aan. Ons dankie in die naam van Jesus Christus, ons Here. Dankie vir almal wat opgedaag het, wat gekom het. Ons loof ons prys die wonderlike naam vir elkeen. Ons is volgende Sondag 10:00, as ons weer hier sal. En ons nooi uit, nooi aan die mense om ook gereeld hier te kom, dat ons die woord kan versprei, dat Jesus Christus groot kan maak, dat ons ander kan vertel van wat ons Jesus is. Dankie Jesus daarvoor. Ons Here wat in die hemel is, ek dank U vir elke van hierdie persone. Ek spreek die seën oor hulle uit. Here, gaan met hulle hierdie week. Gee hulle die seën wat hulle nodig mag hê. Here, ons loof en ons prys U wonderlike naam daarvoor. Dankie Here. Dankie dat ons kan weet dat U met ons is. Amen. Baie dankie vir almal. Baie dankie.